Goeiemôre broer en suster. Welkom aan elkeen van julle by hierdie erediens. Dit is vir my 'n voorreg om julle ook hier te verwelkom. Mag ons die vrede en die blymoedigheid van die Here beleef wat hy ook vir ons gee. Mag ons beleef dat hierdie Here naby is, sodat ons ook saam gaan lees vandag. Kom ons begin hierdie erediens met Vlam 48. Ons gaan die lied saam sing staande. Hemelvader, ek kan bid U, en dan kan U daarna weer U plek inneem. Hemelvader, ek kan bid U, Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Trooster, ek vereer U, vir ewig wil ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja, ek buig neer voor U, as ek sing, halleluja, halleluja, aan die Koning van die eeuwe, amen. My Vader, ek aanbid U, Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Trooster, ek vereer U, vir ewig wil ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja, ek buig neer voor U, as ek sing, halleluja, halleluja, aan die Koning van die eeuwe, amen. Kan die plek inneem? Kom ons bid saam. Oor diepte van die rykdom en die wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeel, hoe onnaspeurlik U wee, Here. Wie ken U bedoelings, wie gee U raad, wie bewys U 'n guns, sodat U verplig is om iets terug te doen. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. En U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die Here groet jou vanmôre met die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir jou. God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Broer en suster, as antwoord op die Here se groet, kom ons staan, en sing ons saam lied 212, ons sing vers 1 tot 3 van hierdie lied staande, dan kan U weer U plek dan daarna inneem. Here is goed, Sy heilige naam, laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Hy het my sonde vergeef, en hy maak my sy kind. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat
al die engele staan, laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Kan die plekke inneem. Ek gaan vra dat die kinders wat hier is, gou vir my hier voorkom sit. Gaan dit goed met julle almal? Is ek om julle almal te sien vandag? Ek het vandag iets saamgebring, maar julle moet vir my eers probeer raai wat dit is. Nee? Wat het ons nodig om koffie te maak? Ja? Yes, maar jy is slim. Het jy voor die tyd gekyk wat is hier in? Ek dink ook nie jy het. Jy is nie so baie slim. Reg. Ons het suiker nodig om lekker soet koffie te maak. Wie maak vir pappa en mamma partykeer koffie? Of tee? So af en toe, nee. Ons moet hulle altyd bederf, nee. Reg. Ek wil vir julle iets vertel oor suiker. As ons kyk na suiker, wie hou baie van suiker? Help my gou-gou. Hoekom? Vertel my gou-gou. As jy jy sê dit is soet. Luister. Hoekom hou ons nog van suiker? Want dit is lekker, nee? Wie hou van fudge? Ja, nee, ons maak suiker of ons gebruik fudge om lekker of suiker om lekker fudge te maak, so. Nee? Maar saam met dit alles gaan waar kom suiker uit vandaan? Ek weet die graad 4 het ander dag geleer waar kom suiker vandaan? Van wat af? Van suikerriet, nee? So daar is 'n proses om vir ons hierdie mooi, skoon, wit suiker te gee. Nou, as ons praat oor die suiker, dink ons ook so aan ons eie lewe. Nee? Die Here kom vra vir my en vir jou, as ons kyk in Filippense 4 vers 8, kom sê Paulus vir die gemeente, verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Nou maar wat dink julle beteken dit? As ons dink aan die suiker, het julle gesê, suiker is soet, nee? Die Here vra vir my en vir jou, om soet te wees, om daar waar ons gaan, sy genade en sy liefde uit te dra, en sy wil vir ons lewe te soek. Nee. Ons het gesê, suiker is lekker. Nee. So moet ek en jy ook in hierdie lewe leef. 'n Lewe van blydskap. Dis lekker om die Here te dien, stem julle saam. Dis lekker om te weet, Jesus is by ons, en hy gee vir ons sy genade en sy liefde. So, ons moet rondom ons, soos die suiker, koffie soet maak, koffie lekker laat proe, so moet ons 'n impak maak, of ander mense rondom ons beïnvloed, om ook te sien, maar God is by ons. Nee, die laaste een het ek gesê, kan julle onthou, is suiwer, mooi, wit suiker. Die Here kom in ons eie lewe, en hy vergewe ons sondes, sodat ek en jy daar waar ons gaan altyd kan weet, hy het ons lief, hy maak ons skoon en hy maak ons lewe die moeite werd, sodat ek en jy vir hom kan leef. En as ons ek en jy daar waar ons altyd suiker gebruik, mag ons altyd hierdie 3 goed onthou.
Suiker is soet, suiker is lekker, suiker is suiwer. En die Here vra vir my en van jou om te gaan leef tot sy wil, tot sy eer. Reg? Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, dankie Here vir hierdie oggend. Dankie Here dat ons vir elkeen van hierdie kinders kan kom bid en hulle nie kan kom opdra. Here, ons kom bid Here dat U vir hulle die krag en die genade sal gee, die wete Here dat U by hulle elkeen is. Ons kom bid ook so en kom vra Here, gaan met hulle waar hulle ook klederkerk toe gaan, wees U met hulle. Ons kom bid en ons kom vra Here dit in U naam. Amen. Kom ons staan, dan sing ons 'n lied hartlik saam. Ek is bly ek ken vir Jesus, ek is bly ek is sy kind, en ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel, dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here, het niks om voor bang te wees. Kinders van die Here, het niks om voor bang te wees. Bly ek ken vir Jesus, ek is bly ek is sy kind, en ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel, dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here, het niks om voor bang te wees. Kinders van die Here, het niks om voor bang te wees. Dan kan julle vir elkeen 'n sweetie kom kry, en dan kan julle kleuterkerk toe gaan. Sy. 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 Broer en suster, ons lees in Micha 6, so 'n paar verse saam, Micha 6 vanaf vers 6. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel, moet ek met offers na hom toe gaan met jaarhout kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eerstgeborene offer vir my sonde? Hom wat uit my liggaam kom vir my oortredings. Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat jy geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God, om die Here te dien. Dit is wysheid. Ek gee 'n paar oomblikke vir stil gebed, waar ons self met die Here kan praat.
Here, dit is 'n ongelooflike voorreg om vanmôre hier as gelowiges by mekaar te kan wees. Here, om saam te kom aanbid, om saam U lof te kom besing, om saam, Here, in verwondering oor U te wees, want U is hier. Here, as ons na hierdie gedeelte kyk, na hierdie gedeelte luister, Here, hoor ons ook U roepstem. Hoor ons ook U stem wat ons vermaan, wat ons lei, Here, om U wil te doen. Mag ons, Here, daar waar ons gaan, U grootheid, U genade en U liefde, wat U vir ons elkeen het, uitleef en uitdra. Here, daar waar ons sukkel, daar waar ons soveel keer struikel, soveel keer onsself vasloop in ons eie menswees, in ons eie sondigheid, Here, vergewe ons. Dankie, Here, vir U genade, wat ons eintlik kom oorrompel, eintlik ons hele menswees kom vernuwe. Here, sodat ons vir U kan leef. Dankie, Here, dat U 'n getroue God is. Amen. Broers en susters, so wat ons sit, kom ons sing hierdie volgende lied saam. O Heer, ons staan voor U gebroken, as mens verstaan ons nie veel, maar U stuur vir ons 'n leidsman trou, Hy lei ons na U. Kom ons Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al U volheid, kom in al U krag, lei my in U waarheid, leer my van U seën, wees U ook my trooster, kom ons Skepper Gees. O Heer, ons staan voor U gebroken, as mens verstaan ons nie wie, maar Hy stuur vir ons 'n leidsman trou, Hy lei ons na U. Kom ons Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al U volheid, kom in al U krag, lei my in U waarheid, leer my van U seën, wees U ook my trooster, kom ons Skepper Gees. Broer en suster, ek wil saam lees in Klaagliedere 3, en lees ons eintlik die uitroep van Jeremia in 'n tyd wat hy eintlik met sy rug teen die muur is, waar hy kom sê, maar wat maak ek met hierdie belewenis wat ek het? Alles is teen my. Ons lees in vers 18, ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my.
As ek daaraan dink, draai my gedagtes vas, maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop, deur die liefde van die Here, het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut, u trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Broer en suster, omdat ek en jy ook in ons eie lewe baie keer vasgedraai is in ons eie omstandighede en ons eie moeilikhede. Mag ons ook hierdie woorde hoor van Klaagliedere 3. Die trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe. Daarom hoop ek op hom. Omdat ons in hierdie Here glo, omdat ons saam ons geloof bely, kom ons doen dit dan ook so staande in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Kom ons doen dit hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in die ewige lewe. Amen. Jy kan die plek weer inneem. Broers en susters, ons gaan saam lees met ons skriflesing Filippense 4. Ons gaan daar lees vanaf vers 1 tot 20. So 'n paar gedeeltes daar uitlig, maar kom ons, voordat ons daaruit lees, kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg is dit nie om saam te kan bely dat ons in U glo. Om saam, Here, U genade en U liefde vir ons te kan beleef, die verlossing wat U bring. Ja, Here, dat U in die grootheid en in die genade ons kom toevou. En so kom bid ons in afhanklikheid, Here, dat hier waar ons saam is, U, Here, U woord sal oopbreek. Ons kom bid, Here, en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Ons lees saam Filippense 4 vanaf vers 1. Daarom, my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Ek vermaan vir Judea en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook, en my ander medewerkers wie se naam in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig, en wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en God wat vrede gee sal by julle wees.
Ek was baie bly in die Here dat julle na so lank tyd weer gewys het dat julle nog aan my gedink het. Nie dat julle my ooit vergeet het nie. Julle het net nie die kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is, want alles het ek ondervinding om genoeg te hê om te eet, sowel as honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Nietemin het julle goed gedoen deur my in my moeilike omstandighede by te staan. Julle in Filippi weet ook dat in die begin van my evangelie prediking na my vertrek uit Macedonië geen enkele gemeente behalwe julle 'n aandeel gehad het in my rekening van inkomste en uitgawe nie. Ook toe ek in Thessalonika was, het julle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Daardeur word julle self ryker, maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg. Nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. Julle gawe is voor God 'n offer met 'n lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig, en my God sal in alle behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy oorvloedige rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Amen. Broer en suster, as ons na die gedeelte kyk, is dit eintlik een van die gedeeltes wat ons, as ons dink, toe ons klein was, daar was altyd 'n lied gewees oor hierdie gedeelte. Ek is bly ek ken vir Jesus. Ek is bly ek is sy kind. Maar hierdie gedeelte wat kom sê, maar daar waar ons is, vers 4, Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Heer, verbly jou in die Heer. Daar waar ons gaan, het ek en jy 'n keuse in hierdie lewe. Hoe ons optree, hoe ons wakker word, hoe ons opstaan, en hoe ons die dag aanpak. Ons kan baie maklik vir mekaar sê, ons fokus op die dinge wat vir ons aftrek, wat vir ons uitdagings is, wat vir ons hierdie lewe swaarmoedig maak, moeilik maak. Of ons kan vir mekaar sê, maar ons fokus op die dinge wat ons bemoedig. Die goed wat vir my en vir jou sin gee in ons lewe. As ons na Filippense 4 vers 4 kyk, dan sien ons hoe Paulus vir hierdie gemeente kom sê, maar verbly jou in die teenwoordigheid van God, want die Here is naby. Hy is nie eenkant nie, hy staan nie iewers op sy nie, die Here is teenwoordig. En dit sal jou vreugde bepaal. As ons dit nie doen nie, heel waarskynlik, as ons na hierdie wêreld kyk met alles wat moeilik is, kan ons vir mekaar 'n klomp goed opneem, en dan lei ons juis aan die vreugdeloosheid. Ons mis die geskenk van God se vreugde, van God wat teenwoordig is in ons lewe. As ons dink aan klaagliedere wat ons saam gelees het, dan kom sê klaagliedere 3, daar is geen einde aan God se ontferming nie. Dit is elke môre, is dit nie. Elke môre kom gee die Here vir my en vir jou die versekering dat hy saam met ons op pad is. In hierdie dag, in elke oomblik. Daarom verbly jou in die Heer. As ons dink aan 'n oggend wat ons gewoonlik opstaan, wat ons die dag moet trotseer, dan kan ons baie maklik vir mekaar sê, maar hoe fokus ons op die teenwoordigheid van God? Wat maak ons met hierdie goed wat ons lewensvreugdes wil kom steel? Druk ons soos 'n volstruis ons kop in die sand en sê gaan verby ons? Of sê ons vir mekaar, maar in hierdie omstandighede, in hierdie oomblikke, is dit juist die versekering van God se nabyheid wat vir ons
bemoedig, wat vir ons die vreugde kom gee, om te kan sê, maar ek kan hierdie dag trotseer, want God is hier. So ons dink aan die geleenthede wat ons as medegelowiges saam kuier. Hoe lyk die gesprekke wat ons het? Is dit gevul met die vreugde wat die Here vir my en vir jou kom gee? Is dit gevul met die wete dat God teenwoordig is, die nabyheid van die Here? Of is ons so deel van die kultuur van kla, van alles wat verkeerd is in hierdie wêreld, dat ons die geleenthede wat ons kan getuig oor God se goedheid ook misloop? As ons dink aan kindertyd, om soet te wees so suiker, om te gaan getuig, die Here se wil te soek, daar waar ons gaan. Paulus moedig ons aan om mekaar se lewens te verryk, te vertel wat God in ons lewens kom doen het. Wat ons bly maak om aan God te behoort. Wat ons die vreugde gee om in hierdie lewe sinvol te kan lewe. Die Here is naby. Kom ons sê Filippense 4. En dit is die primêre rede vir ons vreugde, vir ons blydskap, vir ons blymoedigheid, want God is hier. Nie net in terme van die wederkoms sien ons daarna uit nie, maar juis ook in hierdie oomblik, want ek en jy is nie alleen nie. En daarom kan ons waag om met vreugde te lewe. Broer en suster, as ons kyk rondom ons, as ons kyk na hierdie, vat net die dorp, vat dit jou gesin, jou familie, kan ons die vreugde om aan God te behoort in hierdie mense rondom ons se oë sien. Kan jy dit in jou eie oë sien as jy in die spieël kyk, in jou kinders sien? Paulus kom sê eintlik vir ons in vers 6, maar moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle versoeke aan God bekend deur gebed en met smeking en met danksegging. God is teenwoordig. Beteken dit ons gaan alles kry? Beteken dit daar gaan net voorspoed wees? Nee. Maar dit beteken ook dat ek en jy nie alleen is nie. In die tweede gedeelte vanaf vers 11 kom sê Paulus, na die getuienis van die belewenis van God se vreugde, die blydskap om God te mag ken. Onthou vir 'n oomblik, wie is dit wat hy skryf? Paulus wat in gevangenskap sit. Hy is nie besig onder 'n boom iewers om 'n briefie te skryf vir 'n gemeente wat daar ver is nie. Hy is in gevangenskap, verhoorafwagtend. Heel waarskynlik die wete dat hy ter dood veroordeel gaan word. Die Paulus kom skryf, wees bly. Verbly jou in die Heer, want hy is hier. Dan kom skryf Paulus vanaf vers 10, en hy kom lewer 'n getuienis oor die gemeente se werk. Waar hy vir hulle kom sê, maar dat daar waar hulle is, daar waar hulle besig is, beleef hy die teenwoordigheid van God. Die bekende gedeelte in Filippense 4 wat ons altyd so aanhaal, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Deur hom wat my krag gee, sê die gedeelte. Dink vir jouself 'n oomblik in waar Paulus staan, wat voor dit gesê is. Paulus wat kom getuig en sê, maar ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer
om in alle omstandighede my te behelp. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding om genoeg te hê, om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Vanuit hierdie staanspoor kom sê Paulus, maar dit wat ek is te danke aan God se goedheid, is te danke aan God se genade. En daar waar hierdie gemeente gaan, leef hulle ook hierdie boodskap uit. Leef hulle ook uit, dat die Here juis vir hulle daar is. Dat hulle nie net daar waar hulle besig is, daar waar hulle as gemeente betrokke is, die banke warm broei, maar dat hulle uitgaan en gaan getuig van die goedheid van die Here. Die blydskap, die voorreg om hom te mag ken. Soos na hierdie twee lyne kyk, en ons kom vanmôre by die doop van twee kindertjies, sien ons die goedheid en die guns van die Here. Die blydskap om ons kinders aan die Here toe te wy. Die voorreg om vir ons kinders te leer van die genade wat die Here ook vir hulle het. Van die klein verantwoordelikhede wat hulle het om aan hierdie God, vir hierdie God te leef. My en jou as ouers, grootouers se verantwoordelikheid om vir ons kinders te leer dat die Here ons oproep om in vreugde en blydskap om te kan dien en te eer. As ons na hierdie twee lyne kyk, dan sien ons die voorreg om God te kan ken. 'n Here wat naby is, 'n Here wat teenwoordig is. En om hierdie blydskap wat ons van die Here ontvang te kom uitleef. Want God is naby. En as ons dink aan die tweede gedeelte, die tweede lyn wat ons mekaar sê, daar is mense rondom ons kinders, wat ek en jy moet vertel. Ons gesinne, ons families, so brei dit uit, veel verder. Van die goedheid van God. Mag ek en jy, broer en suster, die vreugde om God te mag ken, uitleef in hierdie wêreld. Ons wêreld het 'n plek geword wat moedeloos is. 'n Plek wat ons so maklik vir mekaar kan sê van alles wat fout is en die geleenthede mis om te getuig van God wat sorg. Mag ek en jy, broer en suster, daar waar ons gaan, die goedheid van die Here uitleef en uitdra, want die Here is naby. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, wat 'n voorreg is dit om te kan hoor, Here, van U teenwoordigheid en nabyheid in ons lewe. Here, wat 'n voorreg is dit om te kan hoor dat U vir ons die blydskap gee, die vreugde gee om ons lewe te rig op U wat teenwoordig is. Here, as ons ook eerlik is met onsself, dan word hierdie vreugdes en hierdie blymoedigheid en die nabyheid, Here, baie keer uitgedoof deur ons wêreldse omstandighede. Deur ons persoonlike lewens, Here, wat 'n klomp goed van ons vra. Mag ons, Here,
Hier waar ons vanmôre by mekaar is, ook Here, kom bely ons het U nodig. Here, soos wat Paulus in hierdie gedeelte skryf, Here, U is naby, U is hier teenwoordig. En ons kom bid en kom vra, Here, dat U ons opnuut ons gedagtes, ons woorde, ons dade sal rig, om as getuies van U te leef. Om met blymoedigheid te leef, Here, want U is hier. Ons kom bid dit, en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broer en suster, is my voorreg om vanmôre ook saam met u 2 kindertjies te doop. En vir die formulier vir die bediening van die doop aan kinders, lees ons dan saam hierdie formulier, geliefdes, by begin so, geliefdes in die Here Jesus Christus. Vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet, en met ons hele hart daarop vertrou. Ons word gedoop, omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, sê hy, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag, en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en Paasmaal as tekens gegee, dat die verbond geldig is. En daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en 'n finale manier bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En so het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal dien. Kinders van gelowiges moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop, waar die ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juis die feit dat dit God is, wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief in hulle verlossing neem. Deur die doop bevestig, word aan ons bevestig dat ons alles wat God ons skenk, deur die genadeverbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders, soos hulle groot word, oor hierdie betekenisse en eise van die genadeverbond in te lig. 'n Voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan, hulle op te roep tot die toewyding van God se beloftes en hulle tot deelname aan die nagmaal te begelei. Broer en suster, as ons luister na hierdie verpligting, hierdie verantwoordelikheid, het op 'n stadium self hier voorgestaan, jou eie kinders. Hoor dit weer, om 'n voorbeeld vir hulle te wees, in die uitlewing van God se genadeverbond. Hulle op te roep, tot die toewyding van God se beloftes, en hulle tot deelname aan die nagmaal te begelei. Ek gaan vra dat Koot en Nicolai vir my voorkom staan. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk.
om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of by gelowigheid nie, moet julle opreg op die volgende vraag antwoord. Ten eerste, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkomme leer van verlossing is. Ten derde, beloof julle om hierdie kind van wie julle die ouers is in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Goed. Nikolai. Dan gaan ek vra dat hulle die twee kindertjies ingebring word. Kom ons sing die volgende lied saam terwyl Clanel en Anien ingebring word. Kom ons sing lied 294 vers 1 tot 3 hartlik saam soos wat ons sit. Ses roep die kindertjies, moet al nie verander nie. Hy wil onwelsyn sien, het sy liefde al verleen. Here Jesus, hy alleen, kan ons kindertjies so sien. Ons harte weet, en sal hulle nooit vergeet. Dankie vir genade, Heer, dankie dat ek van U leer. Dankie dat U woord en gees my ook laat gehoorsaam wees. Vra dat, ja, Clanel. Clanel, Hanna Klopper, nee. Ek doop jou in die naam van die Vader, jy moet nader kom, jong. Allee. Net nog so 2. En die Seun, en die laaste keer, en die Heilige Gees. Allee. Anien, Heila Klopper, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg is dit nie om vanmôre hierdie twee kinders, Here, ook op so 'n manier deur U heilige doop, Here, ook aan U te kom toewy nie. Dankie Here dat U ook deur hierdie verbond, Here wat U al met hulle kom sluit het, dat hulle ook Here bewus sal wees van U teenwoordigheid. Here, kom bid Here so vir Koot en Nikolai, Here dat U ook hulle die krag en die genade sal gee. Die wete Here dat U hulle as ouers kom toerus, die krag kom gee om vir hulle kinders 'n voorbeeld te wees. Mag ons Here, daar waar ons gaan, Here, ook as gemeente vir Koot en Nikolai bid, hulle opdra, Here, en so ook vir elke ouer, vir elke kind. Here, kom maak ons bewus, Here, ook so van U teenwoordigheid, dat ons sal erns maak met U. Ons kan vra dit in U naam. Amen. Broer en suster, ek gaan vra dat Ian vorentoe kom om saam met my namens dan die kerkraad, namens die kerkraad dan ook die gelukwensing te doen. Ja. Goed. Baie geluk. Dankie dat ek jou kon natmaak, né? Nikolai. Baie sterkte. Dankie. Dan kan julle julle plekke inneem. Broer en suster, ek gee geleentheid vir die liefdegawes om dan opgeneem te word.
Broer en suster, terwyl die kerkraad terugbeweeg na hulle banke toe, wil ek vra dat die matrieks van 2025 wat hier is, gou vir my vorentoe kan kom. As jy nie kom, dan gaan ek jou uitroep, want ek kan jou sien. Reg. Broer en suster, is die laaste pylvak, is die laaste kwartaal, die amper seker belydensklas, julle was verlede jaar daar. Die matrieks is nou die begin Dinsdag, Maandag, met eksamen. Is julle seker, want ek is nie seker. Reg, ons wil vir julle sê, baie sterkte in hierdie laaste deel van die kwartaal. Mag julle ook weet dat die Here by julle teenwoordig is, en mag julle die talente wat die Here vir julle gee, ook gebruik in hierdie lewe wat voor lê en ook hierna. Na hierdie jaar, as hierdie jaar verby is, daar waar julle gaan. Voordat ons nou gaan vir julle ietsiekie gee, voordat sy dit doen, kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, wat 'n voorreg is dit nie om vir hierdie kinders, hierdie jong mense te kom bid. Here, dat U op 'n besondere manier ook vir hulle die krag sal gee om te gaan leer, sal toerus, Here, met wysheid en insig as hulle gaan sit in die eksamenbanke. Here, ons kom vra, Here, dat U hulle sal toevou in die teenwoordigheid en in U liefde. Ons kom vra dit in U naam. Amen. Sê, nou. Jok, wat? Sterkte vir julle. Annie, sterkte vir julle. Sterkte broer. Sê, sterkte Jacob. Dian, mooi dag, sterkte net. Sê, dankie aan jou. Sê, dankie. Julle kan julle plekke inneem. Kom ons klap vir lekker hande. Broers, terwyl om Lukas opstaan, gaan ek dan ook sommer vir hom vra om vorentoe te kom. Hy wil graag iets sê oor die huiswerkgesig se bazaar. Ja, dankie oom. Jan, hierdie voorsien is aan, nee. Sê oom. Sê, dankie oom. Toe ek vir Dominee gevra het of ek gou iets kan sê oor huisvergesig, het hy gesê ek mag net nie langer praat as wat hy gepreek het nie. So vir die van u wat haastig is vir die kerkraadsvergadering, ek gaan probeer om dit redelik vinnig te doen. Ek wil graag vir die kerkraad baie dankie sê vir die geleentheid wat hulle vir my gee om net 'n paar woorde te sê rondom huisvergesig. Ons hou die 31ste bazaar en miskien wonder u waarom ons jaarlikse bazaar hou. En ek wil ook graag net vir die kerkraad dankie sê dat ons die bazaar weer op die terrein van die kerk kan hou. Weet u, dit is een van die beste plekke om bazaar te hou, omdat ons in die middel van die dorp is, omdat ons kopers trek wat ons op geen ander plek kan trek nie. As dit in die kerksaal hou of ons by huisvergesig self hou, vind ons dat daar net eenvoudig baie minder voete is. So baie dankie vir daardie geleentheid. Ek wil ook vir u vinnig sê dat in huisvergesig het ons nou die dag taamlik gelukkig gewees in die sin dat met die kliniek wou beddens uitdeel wat hulle nie meer gebruik nie. En hulle het vir ons gratis, vry en verniet, 'n stuk of 18 hospitaalbeddens geskenk, wat elektronies werk, net soos, ons het basies die beddens gaan oplaai, soos wat hulle onder die pasiënte uitgekom het en hulle nuwe beddens vir hulle gegee het. So in ons verswakte afdeling het ons nou baie goeie elektroniese beddens
wat dit baie makliker maak vir die bestuur, vir die versorgers om met daardie pasiënte te kan werk. Dit het gebeur nadat Dr. Keefe agtergekom het dat daar so 'n moontlikheid bestaan. Ons het met hulle gepraat en ons kon daardie beddens kry. Ons het daai beddens ook hier gekry en ek wil dit noem. Willie Du Plessis het vir ons daardie beddens basies verniet vervoer vanaf Bloemfontein met sy beestrok en 'n sleepwa, want dit is nogal 'n ding om daardie hospitaalbed op 'n vragmotor te kry en hier te kry. Huisvergesig het ontstaan as 'n gemeenskapsprojek van die OVV jare gelede. En niks het verander nie in die sin dat huisvergesig bly 'n gemeenskapsprojek. Dit is nie 'n paar mense wat dink hulle doen goed en probeer die plek aan die gang hou nie. Huisvergesig bied 'n heenkome vir 'n klompie mense wat geen ander heenkome sou hê nie. En ons doen ons bes om huisvergesig aan die gang te hou tot voordeel van die gemeenskap. Weet jy, 20 jaar gelede, het Ansie het nou die dag vir iemand gesê, het omtrent R2000 gekos vir iemand om daar te bly. Op hierdie stadium, 'n soortgelyke kamer, kos in die orde van R8000. En weet jy, mense kom baie en hulle sê vir ons, hulle verwag amper, dat 'n persoon moet gratis in huisvergesig geakkommodeer word. Dit is ongelukkig so dat die staat se bydrae tot huisvergesig het oor die afgelope jare konstant gebly. In reële terme beteken dit dat die staat se bydrae eintlik jaarliks afneem met die inflasiekoers. Dit kom daarop neer dat ons huisvergesig aan die gang moet hou met die bydraes wat die staat maak, en op hierdie stadium is daai bydrae so 9% van ons begroting. Dan die geld wat ons insamel met ons jaarlikse aksies. Nou dis in die orde van so 8% van ons begroting. Die res van die kostes moet verhaal word van die inwoners. Die mense wat daar bly, betaal om daar te kan bly. So, die bydraes wat ons dan van u kry gedurende die jaar en met ons bazaar, beteken geweldig baie. Dit beteken dat daardie bydrae, daai 7 of 8 of 9% tot die begroting, is wat ons minder vir die inwoners hoef te vra. So met ander woorde, die kopkool, of die hoender, of die vark, of die skaap, of die bees, of wat die ook al skenk vir die ouerhuis, daai geldelike bydrae, maak die verskil, dat ons dit nie van die inwoners hoef te verhaal nie. Huisvergesig maak 'n bydrae ook tot die gemeenskap in die sin dat ons ook werk skep. As ons huisvergesig moet toemaak, dan is daardie mense wat in die kombuis werk en wat die kamers skoonmaak ensovoorts, gaan nie weer werk kry nie. So, die bydrae wat u maak, lewer ook daai bydrae tot die dorp en tot die ekonomie van die dorp. So, ons gaan bazaar hou, ons sien daarna uit om die daar te sien, en in die loop van die tyd, daar het ook al moontlik, het jy al 'n oproep gekry vir 'n bydrae. Ons versoek u dat u asseblief met 'n oop hand en 'n oop hart aan huisvergesig sal dink. Laastens, huisvergesig is ook geregistreer as 'n nie-winsgewende organisasie. Met ander woorde, daar is 'n MPO-nommer wat u kan kry as u vir ons 'n bedrag geld sou oorbetaal, wat ons vir u faktuur kan gee en wat u dan van u belasbare inkomste kan aftrek. So, daar is ook 'n ligpuntjie as u 'n bydrae vir ons wil maak, wat u op daardie manier kan doen. Ek sê vir u baie dankie, ek sê vir u dankie vir die tyd. Dankie. Dankie oom Lukas.
Broer en suster, kom ons dra ook die bazaar van Huisvergesig ook op aan die Here. Dat hy dit ook sal seën. Ons dink aan die lief en leed, aan tannie Yvonne Greiling, en dan weer geluk aan Koot en Nicolai. Mag die Here ook by julle wees, in hierdie tyd wat voor lê, ook so elke dag, met die grootmaak van julle kinders. Broer en suster, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, ons kom in hierdie oggend, Here, en ons kom dra, Here, vir tannie Yvonne nie op. Dankie, Here, dat ons vir haar kan kom bid. Here, ons kom dink so aan die wat alleen is, aan die wat siek is, Here, en daar waar daar behoefte is. Here, gee vir ons die krag en die genade om ook, Here, u hande en die voete te kan wees. Ons kom bid en ons kom vra daarvoor, Here, in u naam. Amen. Broer en suster, geluk aan almal wat verjaar in die week. Mag dit 'n geseënde dag wees en mag jy sommer lekker bederf word. Die 19de verjaar tannie Marie Venter, die 21ste Mieke Goosen, die 23ste Adrie Fenwick, Emerentia Meets en Pietro van der Merwe, en dan die 24ste Rian Kutse. Daar is kategese en teen na die erediens, sowel as ons kerkraadsvergadering. Die beplanning is dat hy so kwart voor begin. Dit vind plaas in die konsistorie, en dan maandag is daar FK vergadering, en woensdag is dit biduur 9:30 by Huisvergesig, en 11:00 is dit Bybelstudie in die konsistorie. Ek herinner elkeen daaraan, volgende week is die erediens vind plaas in Smithfield. Dis 'n gesamentlike erediens, waar ons so 'n bietjie terugdink oor die 160 jaar wat die Here ook sy kerk hier in die Vrystaat omplant het. Die Here wat die synode, ons herdenk dit eintlik die stigting van die synode 160 jaar terug. Ek wil elkeen uitnooi, so wat u daar ook sien. Daar is vier, na die tyd is daar vier en eetgerei wat voorsien sal word. Bring asseblief jou eie vleis, bykosse en drinkgoed, en dan kom kuier ons dan lekker na die tyd saam by Smithfield se golfklub. Hoekom dit by Smithfield is, dis waar die synode 160 jaar terug sy ontstaan gekry het, in ons eie ring, so om deel saam met ons hierdie spesiale geleentheid. Reg, ons Kersdiens is die 2 November, dit is om 6:00 die aand, daar is ook wegneem etes beskikbaar, teen R70. Dan, broer en suster, vir almal wat gehelp het met Bybelverspreiding, wil ek sê baie dankie. Ons doelwit was 14.795. Ons het die doelwit oorskry, ons het R17.404 ingesamel vir Bybelgenootskap. Ek wil vir elkeen baie dankie sê, en ook al die eer dan ook so aan die Here gee. Broer en suster, dieselfde dan ook met ons golfdag, wat verby is. Die totale of die somme en goeders is klaar gemaak. Die wins wat ons gemaak het vir die dag met die golfdag is 43.800. So ons sê ook daarvoor baie dankie vir elkeen en almal se hulp. Is borskanker maand, so daar waar jy kan dra pink strikkie, om dan ook ons mense rondom ons bewus te maak van borskanker en impak wat dit op families en gemeenskappe het. Kom ons dra ook die op wat alreeds daaraan lê. Broer en suster, teen blombeerte vir 2026. Jy kan regte, as jy bereid is om daaraan te help, kan jy jou naam deurgee vir Jolandi Burger. Daar sal nommer dan ook, dit is vir volgende jaar, sodat ons weet tee en blombeerd kan saamstel. Ek dink dit is dan al die afkondigings vir hierdie week. Kom ons sluit af met 'n lied van vreugde, want dit is 'n vreugde om die Here te mag dien. Ons sing lied 492, ons sing vers 1 en 2 van die lied staande, en dan vra ek dat jy sal staande bly vir die seën. In U is vreugde, vrede en vreugde, Jesus Christus,
U is Heer. Halleluja. Niks wat ons lei nie, niks kan ons skei nie, skei van die Here, ons sing Here, U is ons vreugde, halleluja. Broer en suster, ontvang die seën van die Here. Die Here sê julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sê julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.